Dis die Rockfight Rugby podcast. Welkom by die Rockfight Rugby podcast. My vriend Arie Hougaard is terug in Suid-Afrika en ek laat hom nie een oomblik rus nie, man. Jaag hom agter mekaar en sê Arie, ons sou vanmiddag gepraat het na Rassie, maar ons ding het nie uitgewerk nie. Nou doen ons dit wel vanaand. My vrou kyk al skief vir my, want ek doen een podcast na die ander. Lyk sy ding sê ek ignoreer al. Welkom terug, man. Lekker om met jou te gesels. Ja, dankie MW. Ja, dat is eintlik baie keer beter as jy stof 'n bietjie gaan lê, dan kan nou die emosies ook 'n bietjie bestuur. Dan kan ons meer sinvol daaroor praat. Maar ja, dis 'n interessante span wat hy gekies het. So dit is 'n nuwe span. Ons het dit laas gesien amper aan Auckland, maar dit was as gevolg van 'n verloor gewees en toe het hy 'n hele paar veranderings gemaak en toe weet ons wat op Wellington gebeur het. Hierdie is 'n bietjie meer berekend. Ek dink die een sê ding wat my eintlik my bystaan wat Rassie gesê het vandag is dat my sê dis 'n 5-toer wedstryd en so meer op sy voorgrond is maar dat hy moet die spelers kans gee en roteer. So ek dink dit is meer op sy voorgrond. Maar ek dink elke span as jy hom so kyk op papier dan dink jy daar's baie slaankrag, daar's baie talent. Maar een ding is ongelukkig gegee, daar's so 5, 6, 7 eerste keuse spelers wat kort is daar. En dit gaan van die manne wat opdraf sal hulle kant moet bring om daai gate toe te stop. Onthou jy nog die Italië op beloftes gespeel het ek en jy so 'n bietjie gesels daar, onder andere oor Namibië se wêreldbeker hoop wat ons nou oor gaan gesels. En daai wedstryd op beloftes het die Suid-Afrika gewen, maar Rassie was nie gelukkig nie. Okay, onthou nou wonderlik nou pak hy eintlik 'n sterker Italiaanse span aan met 'n baie meer nou moet maar amper eksperimentele span. Ek verstaan die logika en alles wat nou daaroor praat, maar ek bedoel jy vat eintlik 'n kans nou en dis op Juventus se sokkerstadion, is 'n reuse stadion, gaan 'n ongelooflike atmosfeer wees. Dink jy hulle onderskat dit so 'n bietjie of dink jy dis Rassie sal nooit so iets doen? Ja, ek het die onderskat kom eers op ou se gedagtes, maar dan vat ek Rassie se woord wat hy gesê het hy wil die spelers roteer en dit maak sin. Dit is 5 wedstryde in 'n ry, so jy moet dan kyk Ierland volgende week. Die eerste keer se spelers wat jy mis is groot spelers wat jy mis. Jy vervang nie vir Pieter Stef de Tooy net nie. Jy vervang nie vir Evan Etzebeth net nie. Eintlik Damian Dalende is ook daar en dan Stitte ook weet as jy Potem nou daar het op vaskop Stit byvoorbeeld as ons nou name noem. Almal is Springbokke, hulle is veronderstel om op daai vlak te kan speel, maar jy praat van eerste keer se spelers selfs Colby. Dit is wêreldklas spelers wat gewoonlik eerste op die spanlys is. So ek dink jy onderskat hulle nie. Ek dink dit is maar 'n geval dat hy wil so 'n bietjie roteer, maar hy is bietjie brawer as gewoonlik, moet ek sê. Hy het 'n groot groep. Hy het nou tans 33 spelers oor. Nou met die besering of met Lode Jager wat nie daar is nie. So dis eintlik soos hy gesê het 'n wêreldbeker groep grootte wat hy nou het. Maar nog steeds baie spelers, so ek verstaan nie wel almal speelkans gee. Maar ja, as jy terugwys na daai wedstryd op Loftus Versfeld, daai tweede helfte was baie moeilik om te kyk. Ek dink hulle het beter geraak in 'n 45-0 want die Italianers het by die afbreekpunte net eenvoudig alles gespoil en baie goed by die afbreekpunte in Pretoria. So ek dink met Van Staden ook daar Colissie speel so 'n bietjie beter na die bal toe die afgelope tyd. So ek dink Grobelaar is baie goed op daai area. So ek dink ons sal reg wees vir hulle in terme van om ons bal vinnig genoeg te kry by die losgemale en dat ons nie daar probleme optel nie. Maar ja, as jy die spanne so van 1 na 15 deurkyk, ek dink die grootste feit wat mense in die oë moet kyk is daar's 11 veranderinge op die opdraf 15. So dit is 'n groot ander. Net 4 van die manne wat opdraf Saterdag het opgedraf teen die Franse. So daar's baie druk op 11 nuwe manne wat opdraf. So hulle sal hulle kant moet bring. En ek sê daar is natuurlik nou wêreldsterre wat nie net vervang, jy weet. Ben Jason Dixon gaan sy hart uitspeel, maar hy is nie Pieter Stef de Tooy nie. So Potten gaan ook in die scrum side ding probeer doen, maar hy is nie Wilco of de Tooy nie. So daar is sulke die slotte natuurlik ook klein het laas gespeel in 2023 ook. So dit is moster dit eintlik ook Hy het gespeel in die Barbarians. Ja, hy het in die Barbarians. Natuurlik hy het daar ook gespeel, ja. So ek dink dis effens druk daar, maar my glas is meer vol as half leeg. So ek neig meer na die vertroue wat ons gekry het in dat Rassie het bewys dat ons het diepte. So almal praat daarvan, die wêreld rugby praat daarvan, almal is jaloers daarop. So die feit dat ons diepte het, kan ons bietjie brawer raak. Daar's lekker kombinasies, weet Pollard gaan vir ons 'n versekering daar gee op 10, maar Ethan Hooker op 12, weet hy het al 13 gespeel, hy het vleuel gespeel, maar albei daai centers het op skool was hulle baie goed op 12 en 13, so hulle speel nou waar hulle wil speel.
Ethan Hooker het sy hele lewe lank op skool, ek dink om jonger ouderdom het hy ook 12 gespeel, so is dit 12 aanvanklik. En Keenan Moody was ook by Boland Landbou, was hy altyd 'n 13, so dis spelers wat speelballe wil speel en as daar goeie bal is, ek dink dan kan hulle mekaar vind. So dis 'n opwindende komponent daar, maar daar's ons versekering so reg deur die Kolisi is daar, Pollard is daar, jy het vir Damian Willemse nog op agter, die vleuels is ook redelik ervare daarom, veral met Kurtley Arendse wat nou baie toetse gespeel het. Keenan Moody het ook al 20 toetse nou gespeel. So dis daarom nie heeltemal 'n span wat nie weet waaroor dit gaan nie. Jy weet Mostert is ook baie ervare. So ek dink hulle sal hulle self kan hanteer. Maar een ding is seker, die Italianers gesê, okay, kom ons speel. Ons het 'n sekere kans en as jy vir Australië kan wen, dan kan jy hierdie Springbokspan verseker diep in die oë kyk. So ek vermoed dit gaan nie 45-0 wees. Ek dink dit gaan 'n baie moeilike ene wees hierdie. Ja, ek dink jy's reg. Ek hoor nou van die diepte en alles en iemand het gespot, ons het op die lekker rugbypot Engels ook gepraat en hy het gesê dis 'n diepte toets of 'n depth test. Dis die ou wel, noem ons nou die bomb squad die depth charge. Dog ek dis nog wel 'n snaakse grappie. Hol af van gou, maar wat my pla. Ja, Ethan Hooker het 12 gespeel op skool. Ja, Keenan Moody het 13 gespeel en 'n paar keer al gespeel. Al 2 kere wat hy op 13 teen die All Blacks gespeel het, die All Blacks verloor. Maar dit het nog nooit saam gespeel nie. Jy weet, ek een ding om diepte te toets, maar dis 'n ander ding om so 'n bietjie van 'n dobbelspel te vat aan die een kant. En ek praat nie van net nooit saam gespeel nie. As ek nou byvoorbeeld vir weet wie ook al nou 13 speel vir die Stormers, die is daar en 12 speel vir die Bulle, net gaan saam sit. Hulle speel baie lank 12 en baie lank 13, maar dit is nie altyd 'n goeie kombinasie nie. Dis meer as dit. Hooker het bitter lank klas 12 gespeel. Hulle het dit lank gespeel. Hy het meeste vleuel gespeel die laaste tyd. So dis nie 'n kwessie van jy sit 'n ongetoetste kombinasie in. Jy sit ook 'n speler in wat lank klas in daai posisie gespeel het. Nou, dit's vir my 'n bietjie van 'n risiko. Ja, dit is ek dink jy's reg. Dit hang af wat ook op die oefenveld wat hulle gesien het en gedoen het. Dink ek dink Tony Brown sal daar goeie aanbevelings gemaak het. Ek dink hy sal die manne vir die wolwe gooi nie. Hy het 'n keuse gehad om vir Willemse ook op 12 te speel natuurlik, want Willemse het al op toetsvlak baie 12 gespeel. So as hy regtig wou, dan kon hy as 12 vir hom 'n kopseer was. Dan kon hy vir Willemse, maar ek dink hy kan nie meer wag om vir Hooker 'n kans te gee op 12 nie. Ek dink dis iets wat waarskynlik op die oefenveld en in hulle praat en wat hulle gesien het en hoe hy gebou is en die tipe rugby wat hy speel raak gesien het, val op die oefenveld en ek dink hulle die afrigtingskorps het vir mekaar begin sê, ja, gaan jy so gou as moontlik in 'n toets begin op 12 en net kyk wat hy vir ons kan bied. So ek dink dit het daarmee te doen, maar as dit die Kal van die Pit tipe ding was, sou hy vir Willemse op 12 kon speel en miskien vir Kurtley of vir Keenan self 15 gespeel het. Seker wat 'n juligters oor is dan nie. Maar dan Willemse is enigste juligter in die groep, ja. Ja, so ek dink die enigste een Kurtley het 'n paar keer vir die Bulle dink ek ook daar gespeel. En Cheslin ook, ja. So dit sou 'n ander opsie gewees het, maar ek dink met Willemse op 15 gee dit 'n bietjie daai 10 en 15 stabiel is, ervare is en dis maar jou spine wat ook maar so deurgaan. Maar ja, dit is potensieel kan dit 'n probleem wees. Hy het ten minste vir Pollard aan sy linkerkant, so ek dink en sy regterkant soms, so ek dink Pollard gaan hom nie verkoop. Ek dink Pollard gaan nie vir hom balle gee wat hy nie kan hanteer nie. Ek dink Pollard sal speel wat anders. So ek dink hy gaan vir die leeu's gegooi word nie. So ek dink hopelik in die toets ook MW kry hulle goed genoeg bal. Want dit is maar die ding wat nou die grootste bate vir jou is as jy nou so onbetoetste senterpaar het, weet as jy goeie voorvoetbal het en jy begin goeie momentum kry, weet dan kan hulle mekaar begin vind, maar die harde rugby, maar ek dink Pollard sal dit goed hanteer. Ek dink hy sal daarvoor net probeer wille dinge doen daar agter nie. Ek dink hy sal berekend wees. Die ander ene van wat bietjie meer berekend of nie berekend is nie, die risiko dalk het is geen erkende reservehakker op die reservebankie. So ek weet hy het al vir Van Staden daar geoefen en hy kan in die lynstande ingooi, maar ek weet nie of jy hom al ooit daar selfs by oefenveld by Loftus gesien sak het in 'n skram nie. Ek kan nie onthou ek hom al ooit sien sak het in 'n skram op. Ek het hom al gesien in 'n Springbok video eers by oefenveld wat hy dit gedoen het. Dit was nog nie wêreldbeker as ek my nie verbeel nie. Maar wat is definitief 'n gemaklike posisie vir hom. Okay, maar as dit moet gebeur, Italië seker nou nie die slegste keuse nie. Toevallig Andre het vanmiddag gesê vir my, hy het al sien Wilco by die lyn staan en gegooi. en gegooi. So. Okay. Dis 'n interessante een. Ja. Nee, ek dink Rassie is besig om kreatief na 'n ander vlak toe te vat. So dinge wat ek en jy nie aan dink nie, dan dink hy weer 'n nuwe week aan nog iets. Hy maak seker dat die spelers se veelsidigheid het, maar ek dink as hy beter wees as Van Staden gaan skram daarvoor,
moet hy gaan skram wanneer Wilco die vaskop is. Byvoorbeeld, ons moet kyk hoe gaan Potter, maar hy's nou onervare, hy kan dit waarskynlik goed hanteer, maar skram op daai vlak is nie stil musiek nie, so jy moet oppas dat jy nie daar in 'n moeilike posisie beland nie. So dit is een area wat onbeproef is. So dit is 'n snaakse bank as jy kyk 2 slotte en dan vir Esterhuizen en Kwagga. So ons is altyd gewoond om dit bietjie andersom te hê. Dit is maar hy het na die 6-2 gegaan. Libbok is ook daar natuurlik en dan Williams so dis nie 6-2 nie, dis eintlik 4-2-2. Okay. Ja, of is 5-3, as jy nou streng gesproke wil praat. Andre is maar dit ruil weer vir Andre en Kwagga om. So dis eintlik 'n 5-3 as jy suiwer voorspeler agterspeler gaan. Maar dis 4 voorspelers waarvan 2 slotte is, 2 hybrids en 2 agterspelers. Ja, voel vir my soos 'n 4,5 en 'n 2,5. Dit tel ook op na 7. Wel ja, mis jy een ou. Ja, jy mis iemand daar. Is jy al so windie dat jy nie eens nie, jy gaan sommer net 7 reserves vat. 2,5 is idee. Ja, Esterhuizen het nou 'n nuwe dimensie daarin gesit en hy het goed gedoen teen die Franse. So dit is ek is baie fokus nou op die sukses van hy dryfmaalbeweging waar hy 3 gedruk het. Ek is nog nie so seker of hy in die algemene spel regtig presies doen wat 'n 6 flank of 'n flank moet doen nie. Ek glo hy's naby daaraan. Maar hulle is baie tevrede met hom. So ten minste ons weet hy's groot genoeg en hy kan daai stote en stampe vat wat op daai losspelers gebeur. Maar ja, dis 'n span wat 11 nuwelinge. So dit is eintlik maar die storie van die keuse sou ek sê. 11 nuwelinge, net 4 wat in die Frans opgedraf het speel weer. Dan is hier en daar 'n speler wat 'n nuwe posisie probeer word. Maar Italië gaan reg wees vir ons. Ek meen hulle het 'n ervare senterpaar. Daai senterpaar is deur winter. So ek dink Luca en Kenan Moody. Ja, dis Monticello en Brex. So hulle sal verseker 'n goeie uitdaging bied vir daai 2 senters. Maar ek dink Pollard is die werkwoord daar. Hy sluit beheer. Ja, interessant. Pollard maak sy eerste verskyning sedert daai Eden Park teleurstelling, né? So ek wonder of hy so 'n bietjie op probation is, as jy verstaan wat ek bedoel. Hy's 'n bietjie op airpro. kyk of jy nog goed genoeg is. En ek interessant ding wat Harry gesê het was die feit dat Damian Williams is daar om saam met Pollard te speel. Pollard speel goed in 'n kombinasie. Hy met Willie Leroux altyd. Twee se van ingeruil. Hy dink Damian gaan daai selfe rol speel. En Damian kort wedstrydtyd, hy het blykbaar 'n paar kilogramme gedra en hy teruggekom het van sy besering af. En het vir hom gesê hy moet bietjie gewig verloor en hy moet bietjie meer wedstrydtyd hê. So daai is 'n interessante kombinasie. Maar kom ons praat gou oor die laasnaweek se wedstryd teen die Franse. Ek het vandag 'n lekker video saam met ander Pretoria ons gaan môre op Megafon Rugby plaas, die Out the Box podcast. Andre het ons 'n mooi videoetjies gedoen, maar wat is jou indrukke van daai wedstryd gewees? Ja, dit is nou baie tyd gehad om te dink daaroor. Ek dink eerstens sal ek 'n gedagte gee oor die Springbokke en dan oor die Franse. Die Springbokke vir my die indrukwekkende deel was die 19-3 tweede helfte en die manier wat hulle dit bestuur het, maar meer nog die benadering van almal. Weet dit is jy kan sien almal het saamgetrek. Ons is 'n resilient land. Die kalf is in die put en ons het 'n plan. So ons gaan dit doen. En die feit dat Esterhuizen se veelsidigheid het 100% daartoe sy reg gekom op verdedigende skrams. Kon hy agterlyn gaan speel, skram ons met 7. En aanvallende skrams het hy voorgewees en so ja, ek dink daar kon ons dit bestuur, maar om 19-3 te wen na tweede helfte en dan my kommentaar oor die Franse. Ja, sê weer. Met 14 man. Met 14 man, ja, en hulle het nou so 10 minute ook daai vleuel afgehad, maar so dan ten minste vir die 30 minute, maar dis baie indrukwekkend. En nie net om te wen nie, soms wen jy daai met 2, 3, 4 punte om met meer as 14 te wen of 15 te wen. Dit is indrukwekkend. Ek dink waar die Franse dit gemis het, MW, is dat hulle het in effek as daai span het hulle laas 15 Maart gespeel in die laaste wedstryd van die 6 nasie. Hulle 6 nasie gewen. Op 15 Maart het hulle teen Skotland gewen 35-16. Hulle daarna het hulle 'n span in Nieu-Seeland gestuur met grootliks tweede keuse spelers. En so in effek het die Franse laas op 15 Maart gespeel as jy daaraan dink. En ons het 'n baie kompeterende reeks gehad teen die All Blacks en teen Australië en Argentinië. So dit het in die tweede helfte gewys. Ek dink daar het hulle weggeval. Weet hulle emosie het hulle so ver gevat. Daai eerste die wraakwedstryd en al die einders van 2023
So hulle het goed gedoen in die eerste vinnig uit 2-3 gedruk. Fisies was hulle ook daar. Maar ek dink wat 'n groot faktor was is ek dink hulle was net nie wedstryd fiks op daai vlak om uit te hou selfs teen 14 man vir daai 80 minute nie. En ek dink dit is waar hulle jy het gesien in die verdediging rondom die punte ook met Reinagh se 3 en Williams se 3 was albei waar die ouens lei begin verdedig het daar rondom die loskrams en dit is moeg word. Weet in die eerste 20 minute is jy dadelik in posisie, maar daai manne het begin rondstap. En die skrimskakels het dit raak gesien. So ja, maar dit bly indrukwekkend. Ek geniet die kommentaar. Ek dink soos jy ook en dink soos meeste van die mense wat luister en inluister en kyk, is dat mense kyk maar op die ander platforms, weet wat sê die Nieu-Zeelanders, wat sê die Engelse, wat sê hulle op al hierdie platforms en op hulle programme. En selfs van Rassie se grootste vyande daar uit Ierland het komplimente gegee. So ek dink dit laat die wêreld 'n bietjie regop sit want ons het die vermoë gehad om totaal aan te pas en te sê maar nou speel ons eintlik weer rugby wat ons eintlik 2, 3, 4 jaar terug gespeel het. Ons speel meer konservatief. Ons kom op die regte kant van die veld verdedig goed en ons vat hulle na donker plekke toe en dit is wat gebeur het. So ek dink ons aanpasbaarheid is vir my die indrukwekkendste. Is indrukwekkend, maar die mees indrukwekkendste is ons resilience. Ons as 'n land, ons as spelers. Soos jy wil amper hê dan moet iets skeef loop want dan trek ons saam. Boer maak 'n plan. Dan kan ons daar uitkom maar ja, dit was indrukwekkend geweest. Ek onthou wedstryde in die Kaap ook, dis lank terug. Ek kan nie onthou dit presies teen wie nie, maar die Stormers ook gespeel het teen dit kan teen die Highlanders of die Chiefs geweest het wat hulle ook 'n geel kaart in die middel van die eerste helfte gekry het. Nou dadelik dink jy was hy, nou het ons hulle is nog een minder en nou wag ons maar net vir die gate om oop te gaan. So ek dink sielkundig ook as jy daaraan dink, vir Suid-Afrika 14 man het rustyd om bietjie met mekaar te praat en in die oë te kyk. Daar's 'n bepaalde motivering wat by hulle plaasgevind het. Van nou gaan ons juis vir mekaar speel, ons gaan vir Sia speel wat nie kon teruggaan nie en al daai dinge. Die Franse, jy kan nou sê wat jy wil, weet jy sê in jou kop, okay, onthou, hulle gaan nog steeds kompeterend wees, maar tog dink jy heeltyd, ons is nou 15-14, dit moet makliker wees, weet dit moet 'n nadeel, dit moet 'n, so dis klein marges van sielkundige benadering, en ek dink ons het daar uitgekom uit die kleedkamer, dit was nie maklik in die eerste 20 minute van die tweede helfte nie, maar toe ons daar verby is, toe ons dit reg gekry, so ek dink, ja, ek's meer beïndruk oor hoe ons sielkundig het hanteer het as fisies. Ja, ek moet sê, daai span het vir my, iemand het gesê, Rassie speel skaak en Fabian Galthié speel dambord. En ek dink mense kon dit ongetwydig gesien het, né. Wat interessant was, jy sê dat hulle definitief uitstoom het geraak, né. Maar tog speel hulle in die top 14 wat soort van gesien word as die taaiste rugby kompetisie in die wêreld. Wys jy nie die verskil, né? Hulle kan week na week in top 14 speel, maar dit is nog steeds nie toetsvlak nie. En dit is nêrens duideliker te sien gewees as in die scrums, net daar twee jong stutte gekies. Ons vriend Hugh Griffin het vir ons verduidelik wat daar aangaan. Hulle speel vir Montpellier en vir Clermont. Daar twee stutte en hulle Montpellier het 1 uit 4 ingooi op die opposisie skram kry hulle strafskop en 37% van hulle eie ingooi kry hulle 'n strafskop in scrums in die top 14. En dit was deel van Galthié se plan gewees om die Springbokke 'n bietjie aan te vat in die scrums. En toe werk dit nie. Interessant genoeg, né? Ek wonder net hoe kom ons bo en Venter se vroeg af, wat dink jy? Ja, ek wil nou net sê hy het my beïndruk en dit was eintlik snaaks want hy het eintlik baie goed geskram. Ek het hom eintlik as jy mos na hy skram kyk, dan kyk jy baie keer so breedweg net na 'n skram en kry algemene gevoel en soms kyk jy na spesifieke posisies. Ek nogal oor dit ons laasweek gepraat het oor Boan Venter het ek hou hom so 'n bietjie meer dop. Hy het goed geskram, reguit terug. Hy het baie druk op hy vaskop geplaas. So ek weet sy pa onthou vir De Waal Venter. Ek dink as De Waal Venter was sy pa gewees. Hy het ook was so sterk stit gewees aan die watter jaar is dit nou wees, 80s, 90s, maar so hy het goed geskram. Dwayne Vermeulen het aan sy oorgefluister toe hy afstap. Nou weet ek nie as om het om te bemoedig en wat hy gesien het nie, maar dit was tog vir my vreemd. Ek het eintlik gedink dat Rassie se plan was om hom weer in die laaste 15 minute dalk op 'n manier weer terug te bring, om so klein bietjie te rus op 'n manier. Ek weet nie of hulle dit kan regkry en of jy net met bloed dit kan regkry nie, maar ek dink hulle kan. Maar dan ja, dit was vreemd. Ek het nou nog nie eintlik 'n goeie verduideliking daarvan gehoor nie, want waarom ek sê daar's nie 'n goeie verduideliking nie,
hy het glad nie gesukkel in die scrums nie en ek dink hy het gedoen wat hy moet doen. So dit was vreemd geweest, maar nou wel hy kry weer 'n kans om weer te begin komende Saterdag. So hy's verseker nie in die talkbox nie. Ek dink daar was 'n plan geweest. Maar ek sal graag wil weet wat Dwayne vir hom gefluister het. Ek dink wat Skalk Burger dink ek of iemand het gesê onlangs as die Boonventers beginspan het hy gedink se kort gaan 'n kort speel, weet 'n kort skof wees vir hom, kom ons noem maar dit. Want weet hy sou nie eintlik daar gewees het as Oxley beseer was nie. So nou is hy noodgedwonge daar, word nou blootgestel uit die ongelooflike drukkoker wat hulle ingespeel het daar in daai Stade France en alles. So jy weet, gee hom die kans, weet blood him, soos die Engelsers sal sê, en dan haal hom af voor hy hom breek. Hy het wel goed gespeel en alles, maar was nie nodig om hom te laat speel vir 80 minute nie. Jy het reg gekry met hom wat jy wil hê, haal hom af en die speel hy nou op die beginspan. In die beginspan teen Italië. Ek dink dit maak tog vir my 'n mate sin. Ek dink Dwayne het dalk net gesê, onthou ons het gesê jy gaan afkom. Nie worry nie, het niks verkeerd gedoen nie. Jy weet iets is dit net so 'n bietjie van 'n woord. Ja, jy kry geskram, ja. Maar hy daar reg langs hier gestaan en skree oor. Hulle is ook moeg, hulle is moeg. Hulle het 'n bietjie ander woorde gebruik, maar hy was net so opgewerk geweest as wat Sia was, né? Ja. Wat kan ook wees, nou ek spekuleer nou effens, maar weet Steenkamp het eintlik ook minute nodig. So hy was ook lank beseer geweest en ek dink hulle hou op die minute, hou hulle telling van hoeveel minute het wie gespeel en hoe sy vordering as 'n kondisionering en so voort. So dalk op 'n manier wou hy vir Steenkamp so 'n bietjie meer minute gee, maar dan kon jy hom eerder begin het. Dan kon jy vir hom maar die 55, 60 minute gegee het en vir Boan opgebring het na die tyd, maar dit is maar wat ons ten minste het, wat ons sien is dat daar's lewe na Oks ook. So weet mens wil nie net vaskyk. Ek dink die Bokke het diepte op stutte wat byvoorbeeld die 6 nasiespanne net van kan droom, vir al die Engelse spanne weet. Hulle het 'n goeie stit of 2, maar as hulle besering het dan raak daai tweede stit se werk raak maar moeiliker. So ek dink ons het verseker diepte en ek dink ons het eintlik vir Kitshoff redelik onlangs verloor ook wat ons gewoond was dat hy was daar gewees. So ons het eintlik 2 manne as jy kyk na laas jaar en jaar voor dit was Ox en Steven eintlik die Engelse praat van go-to gewees vir 'n 3, 4 jaar vandat Beast weg is. So jy het nou sonder hulle 2 het jy nou diepte gebou. So dis goed vir ons rugby. Ek dink dit is baie goed om te sien. So ek dink dit is een positiewe ding wat uit dit uitgekom het. Ek was baie beïndruk met Boan Venter en ek het dit gesê so ek was bekommerd het min toetse gespeel. Ek was bekommerd hy gaan teen 'n groot stutte kan staan. Ons het gehoop die groot slotte gaan hom van agter af help, maar hy het dit amper nie nodig gehad nie. Ek dink hy het great gedoen. So dis goed vir die toekoms. Ons het nie net op loskop sit 'n diepte gebou nie. Wanneer laas Frans Malherbe gespeel, né? Kyk wat het ons intussen daar opgebou. So as jy nou sê jy van die put is dan maak jy 'n plan. Hier het ons nou sommer 'n klomp lekker sterk stutte gekry. Ons het geen haker op die bank nie, maar Johan Grobler gelyk gaan waarskynlik die hele wedstryd klaar speel want Malcolm Mars laasweek 78 minute gespeel, né? Johan Grobler is 22 op die veld. Dis moontlik en dit is waarskynlik wat gaan gebeur en hy is fiks genoeg om dit te kan doen en maar daar is nou dan van Staden is dan nou plan B as dit moet, maar Dan se plaas is die antwoord te MW, lyk dit my. So ek dink daar moet maar meer manne daar beland en wys jou niks klop dat jy die goeie ou plaaslewe en die goeie ou tegnieke hol op die grondpad om die dam. Ja, ek onthou nog toe ek in Windhoek, ek was in Windhoek net so nadat ek gestudeer het in die weermag en die goeters en dan kyk ons hoe die ou Suid-Wes-Afrika oefen daar in Windhoek. Dis nou in 89, 90 daai tyd. En dan het hulle daar agter langs die stadion hierdie bande wat hulle so te mekaar so gemaak en dan moet jy so tussen hulle deur hardloop. Daai hulle was mos biltongboere en hardloop by biltongboere dan deur die bande en allerhande sulke oefeninge gewees, maar ja, is goeie tye. Ons gaan nou praat oor die biltongboere. Ek weet vanaand met jou praat, geen bespreking oor daai wedstryd teen Frankryk sal volledig wees so om te praat oor Sasha Feinberg en KwaZulu nie. Nie sy beste wedstryd dink ek wat hy nou al gespeel het vir die Springbokke nie, maar nog steeds vir die druk waaronder hy was en die verwagtinge wat op hom gerus het, hy het hom goed van sy taak gegooi. Wat dink jy? Ja, ek dink die Rassie sal sê dit was nou in terme daarvan was dit doelwit bereik. Want hy wil hom in so moeilik as moontlik wedstryd speel. Ek dink wat hy met tyd sal leer is om die oomblikke te verstaan. En ek dink hy verstaan dit al hoe beter. Hy het baie meer geskop aanvanklik, dit lyk of dit so effens onder instruksie was. Later in die wedstryd kon hy meer instinktief speel. Sy 3 wat hy laat gedruk het was totale instink en hy het toe was hy 15, hè? Ja, so ek dink
hy sal sy voete vind en die beste teams in die wêreld is ook teams wat ander posisies verstaan. Weet Dan Carter het baie 12 gespeel in sy lewe. Hy het nog nie 15 gespeel, maar hy het baie 12 gespeel. En 'n ou so Sasha wat ook 12 kan speel en ook kan 15 speel, is gewoonlik die ouens wat as jy hom dan vestig op 10. Hy verstaan wat gebeur in al daai posisies en dit gee hom ervaring. So ek dink wat hom wat hom nou 'n gevaarlike loskakel maak is dat hy kan in effek nou alles eintlik doen. Weet hy die stelskopwerk Palle toe sal altyd maar 'n fokusarea bly. Weet hy's nog nie 'n Pollard nie. Min mense gaan 'n Pollard of 'n Morné Steyn wees in effek. So dit is baie moeilik om daai skoppersentasies te handhaaf, maar hy skop nie sleg nie. Skop eintlik goed. En dan takties skop hy goed. Ek dink sy groot voordeel is ook dat hy hou die ouens aan die raai en dit gebeur min op toetsvlak. Die ouens die 10 is baie konservatief. Jy weet Smith van Engeland is so ene wat so bietjie meer braaf is en Finn Russell miskien ook van Skotland, maar die meeste 10e is maar redelik konservatief en doen die regte ding ensovoorts. Maar met Sasha weet jy nie, hy kan 'n snaakse aangee agter sy rug gee, hy kan 'n skoppie hier gee, hy kan jou speel albei kante toe en dan hy fisies uit die spoed en die bou daarvoor. So ja, as hy gesond bly dan kan hy 'n groot wapen raak vir die Springbokke. So dit is goed om te sien. En ja, ek dink rondom hom ook ewe skielik het dit vir Manny Libbok ook meer selfvertroue gegee en dit is asof hy ook beter skop en so ek dink hulle dit pas nou die resep pas daar goed in nou. Maar Sasha het almal in die praat. Weereens het ek geluister wat die slim mense sê. So hulle is ook maar van mening dat hy is 'n faktor. So ek dink lanklaas het ons 'n loskakel gehad wat so alles kan doen. So dink jy kan 'n voorspelling waag? Wat is jou gevoel vir Italië? Ja, ek dink die emosie gaan ook weer hoog wees soos teen Frankryk. My voorspelling sal wees, dit gaan moeilik wees rustyd en ons sal dalk nog sukkel om voor te loop teen rustyd. Mense sal hoop dat ons 'n manier gaan vind om hulle aanslag af te weer, maar daar gaan 'n aanslag wees en so ek dink hulle het baie selfvertroue en weer net vinnig weer van Australië. So en hulle het ons in Pretoria besig gehou. So voorspelling, ek dink nog steeds ons kan wen, maar ek dink nie dit gaan in die eerste helfte gaan dit 'n bietjie van 'n armdruk wees en dan hopelik in die tweede helfte kan ons het baie sterk spelers van die bank af ook en as jy dan dink die met RG en Orkie en Wilco en al die manne wat van die bank af kom, ook Williams en Libbok en dan natuurlik Kwagga en almal maak altyd 'n impak. So ek dink dat in daai tyd hier in die tweede helfte gaan ons hulle dalk so bietjie kan wegtrek van hulle, maar ek voorspel baie harde eerste 40-60 minute. 60 minute, ek sê saam met jou, dis 'n formidable bank hier. Ek dink hierdie bank gaan daai laaste 20 minute amok maak. Want ek kan nie sien dat Italië se bank so sterk gaan wees as hierdie manne opkom. Ek bedoel, ou soos RG Snyman, Wilco Lou. So ek het al die ander was en Wilco Lou kom op die baan al ek sommer weg gesien nou vir jou op die rugbyveld. So ek dink daar gaan weer eens ons gaan die wedstryd wen. Ons gaan dit is die armdruk wees, gaan taai wees, ons gaan dalk voorloop, maar ons gaan die laaste 20 minute gaan ons hulle klaar maak. Interessant ding wat Hugh Griffin vir my gesê het, Frankryk het 78% van die wedstryd voorgeloop, né? Voorgeloop. Sure. En ons het nog steeds gewen. So dit wys vir iets van hierdie Springbokke se ek weet nie wat die Afrikaans se durf en grit, dis die eintlike woord ek weet nie wat Afrikaans is daarvoor nie. Maar dis wat ek sê wat hierdie span vir my onderskei. Maar in ieder geval, kom ons praat gou oor die Biltongboere in Namibië. Eerste keer sedert 1999 wat hulle nie in die Wêreldbeker gaan speel nie. So as dit dan by 2027 kom, gaan dit amper 30 jaar wees wat hulle elke keer gespeel het, maar nie hulle gaan nie daar wees nie. Wat het gebeur? Ja, dis 4 jaar later of 2 jaar later, 2023 was die laaste ene gewees en dis baie moeilik vir Namibië om op daai vlak te bly en ek dink die verskil hierdie jaar was dat oor 'n tydperk van 'n jaar of 3 het Zimbabwe baie moeite gedoen. En so die teenstand wat hulle altyd gehad in Afrika was maar redelik gebou rondom Kenia en ook Zimbabwe om hulle te wen in die Afrika titels of Afrika kompetisie en dan is hulle outomaties in. So ja, dis moeilik om nou heeltyd te kwalifiseer. Dit was naby 2 punte verloor teen Zimbabwe gewees op die ou end wat hulle uitgeval het. En nou het hulle vandag hulle verloor teen Samoa. Ja, so dit is ongelukkig nou vir hulle
Indonesië verby. Maar ja, dit bly moeilik om op daai vlak te kompeteer en weer ons het vroeër daarvan gepraat. Namibië met 'n toetsspan wat hulle saamstel uit eintlik maar omtrent 6 klubs, eintlik maar 8 klubs miskien. Wat speel en dit is Grootfontein is daar 'n klub, daar's 'n paar klubs in Windhoek, Wanderers en United, the Western Suburbs en dan Rehoboth, wat die dorp net so 90 km suid van Windhoek het twee rugby klubs, Falcons, Rio Falcons en Rehoboth rugby klub, en dan in die kus het Kudus, is een van die spanne daar wat goed doen, die liga gewen hierdie jaar, so daar's so dis hulle spanne, weet dit is daaruit moet jy toetsspanne kies en baie van die spelers speel in Europa, selfs Roemenië en Frankryk, van hulle speel in Suid-Afrika, maar dit is daar's min klubs en daar's min wedstryde teen sterk opposisie en ek dink dit vang hulle. So jy kan sien teen Samoa ook, dan sukkel hulle. So dit is jammer, daar's geen Australië vir hierdie jaar nie. Maar dit is nou die groot toets is nou dat hoe sterk gaan jy nou in hierdie volgende en ek nou maar weer 4 jaar siklus totdat daar weer uitspele is. Hoe sterk gaan jy jouself weer terugkry in dit. So daar sal baie goeie beplanning moet wees want jy verloor ook nou ondersteuning van wêreld rugby. Finansiële ondersteuning dink is effens minder as jy nou nie in die wêreldbeker speel nie. Of jy kry nie opbou kry jy goeie ondersteuning eerder. So ja, dit is jammer. My hart is seer. Ek was in 2023 daar so tegnies daar saam met hulle gewees in Frankryk. Moeilik gewees. Weet in die All Blacks gespeel. Hulle het teen Frankryk gespeel in Marseille. Hoe moeilik is dit vir enige span? So dit was 'n harde wedstryd. Ek dink omtrent die laaste 3 wêreldbekers teen die All Blacks gespeel. So ek onthou dan ten minste nog Johan Duisel se 3 in 2015 wat hy gedruk het teen die All Blacks en ek was daar by Wanderers, die wat vir Windhoek ken, daar's Wanderers sportklub daar in Pionierspark in Windhoek en ek het daar op 'n groot skerm daai toets gekyk. Dis die grootste skreeu en die Engelse woord is nou maar cheer wat ek in my lewe gehoor het vir 'n 3 wat gedruk is in 'n tent. Natuurlik daar was dan genoeg dinge om die dors te les ook daar in daai tent gewees. So almal se spangees was goed geweest, maar so ja, daar's oomblikke wat Namibië kompeterend was, maar is moeilik om op baie vlak te kompeteer en dis jammer, maar hulle sal moet op 'n manier vind om meer met Suid-Afrikaanse kompetisies in die volgende jaar of 3 in te skakel, anders gaan hulle meer agterval. Die probleem is, jy het nou genoem, daar's min geleenthede en alles, maar daar's min geld ook. En nou is er nog minder geld. En hulle sou op 'n stadium 2 jaar of 2 terug in die Karibebeker kom speel, hulle moes dit afskaaf of weet laat gaan want hulle het nie geld gehad om te kom toer hierso nie. So wat gaan nou vir verbeter? Jy weet, en sy hulle een van 'n reuse borg kry. Wie was die afritter gewees nou in daai uitspeel toernooi vir die laaste plek in die wêreldbeker vir Namibië? Hulle het vir Pieter Rousseau nader getrek en Pieter was by die vorige wêreldbeker, was hy op die afritter of twee wêreldbekers terug, nie 2023 nie, die een voor hom. 2019 in Japan was hy ook op die afrittingskorps gewees. So hulle het vir hom nader getrek en ek het aanvanklik eers gedink dat hy moontlik meer in 'n adviseringsrol of hulpafrigter, maar hulle het hom amptelik die hoofafrigter gemaak. So ja, ek dink hy het gedoen wat hy kon. Hy het hier en daar 'n speler bygekry, weet Johan Duisel het hierdie jaar nog nie vir hulle gespeel nie. Hy het teruggekom. Hy het gespeel in hierdie toernooi ook. Die van Rousseau wat jy onthou wat by die Bullock gespeel het en so daar's 'n paar spelers wat jy sê Greiling van die ervare manne wat hy teruggekry het vir die uitspelwedstryde, maar Samoa sou altyd moeilik wees. Samoa het nie gespeel soos hulle kon in hulle kwalifiserende wedstryde nie, so vir Samoa om in hierdie uitspel te beland het, was altyd moeilik vir die res van die lande. So hulle speel nou teen België, waarskynlik Saterdag of komende naweek of ergens nou die volgende wedstryd speel Samoa teen Dinsdag teen België. En die wenner van daai sal dan weer gaan. Waar kom België vandaan? Ek weet hulle speel rugby nie. Ja, dat het goed gedoen teen Namibië en ja, daar's is interessant is om te weet waar hulle motivering en waar hulle rugby spelers en hulle klubs en hulle met dieselfde uitdagings as Namibië nou waarskynlik minder klubs. So Namibië, ja, dit is moeilik. Ek kan nie kritiek lewer teenoor Namibië nie. Ek wil nie wees nou half wil amper sê dat miskien kon hulle beter, maar ek dink hulle doen wat hulle kon. Hulle het sterk mense daar in bestuur en ek dink dit is 'n moeilike ene om heeltyd hulle op daai vlak te kry. So ja, maar Pieter Rousseau het 'n kort tydjie gehad. Ek dink hy het gedoen wat hy kon, maar was nie goed genoeg ongelukkig nie. Ja, wel ek moet ook sê, wêreldbeker sonder Samoa, né? Ons het groot wedstryde gehad Samoa. Onthou dat duikslag op Chester Williams en
Ja, daar's groot wedstryde. Daai een wat hulle vir Derek Hougaard geplaas het, hy het hy ook daar in die 2003 Wêreldbeker in Australië, as ek reg onthou jy dit. Nou ja, ja, dis hartseer maar nou ja, dis maar die realiteit. Gepraat van die bulle het hulle gesê Dewand Rousseau het vir die bulle gespeel. Die bulle het vandag aangekondig dat hulle hele gros spelers geteken het vir langtermyn en die heel belangrikste daarvan Cameron Hane kom wat ek baie bly is want hy kom ook uit die Kaap uit, ek wil terug aan Kaap toe en dan natuurlik Jan Hendrik Wessels en ek weet vir 'n feit dat die Stormers Jan Hendrik Wessels op hulle radar gehad, né? So dit is 'n goeie, so 'n groot wat amper sê oorwinning vir die bulle dat hulle daai twee groot name kan behou. Is nou oor die ander praat, want daai twee groot sterre vir die toekoms. Ja, ek dink dit is belangrik en dit maak 'n stelling, iets so amper van intent en dis goed vir die bulle en vir die ondersteuners en almal te sien dat hierdie man het vertroue in wat gebeur by die bulle en is 'n nuwe afrigter, het genoeg tyd gehad om vir Johan Ackerman ook deur te kyk en die stelsels. So ek dink dis ook 'n vertroue stel in die nuwe afrigting en waaroor hulle gepraat het in die kleedkamer. Hulle so diepere gesprekke gehad het voor handtekeninge gedoen is oor wat gebeur by die bulle, hoe lyk die volgende jaar of 3. So daai gesprekke word nie ligtelik geneem nie en dit is spelers wat in aanvraag is, soos jy sê. As Jan Hendrik Wessels was waarskynlik van 'n klomp rigtings af, so mense na hom gekyk het. So ja, ek dink dis goed om te sien. Ek dink hulle het vir Jooste die vleuel is ook geteken tot 2030 dink ek omtrent. Cheslin Jooste, so dit is hy's ook 'n speler wat amper 'n moontlike kulbie van die toekoms kan wees en so dis goeie spelers. Daar's 'n hele paar van die huidige spelers wat meer miskien Karibeker gespeel het wat ook gesê het maar hulle teken weer. Maar dit is belangrik om daai twee spelers te behou. Ek dink meeste van die ander spelers, die Roan Orkees ensovoorts, se kontrakte is nog in werking en dat dit nog 'n entjie langer aangaan. Ek dink dis die twee veral wat se kontrakte nou tot 'n einde gekom het. En dan hang die agente rond daar by die hekke van Loftus. Jy weet mos hoe gaan dit. Ja, ek sien hulle jaag hulle weg. O ja, hulle weg. Okay. So die plaas. Ja. Ja, so rondgestap en dan begin hulle so praat met die wegstap en maar daar is seker ander maniere om met hulle te kommunikeer, maar dit is beroepsport. So jy het dit dat spelers rondbeweeg, daar soos die Wilco Lou geval gehad, so dit gebeur dat van die spelers rondbeweeg, maar dit sou nie goed gewees het vir die Bulls as Jan Hendrik Wessels nou ook Stormers toe gegaan het nie. Dit sou 'n frustrasie gewees het. Ja. Maar interessant, Morne Smit het gesê hy bly ook tot 2029 en hy was daar baie sterk sprake bevoorde jare dat hy na Ierse span toe gegaan. Ek dink hy het gesê miskien Ulster of so en jy weet Ierland het baie streng voorskrifte oor wie jy mag kies, non-Irish qualified, iets is dit. So vir hom goed genoeg gewees om te oor dit weeg te word. Daar sê ietsie, maar die Bulle het obviously nou 'n punt gemaak want hulle het nou vir Matanzima verloor na die Sharks toe. En Jake was baie ontstel toe hy dit uitvind, want hulle het buite die venster met hom onderhandel en ek weet nie wat alles nie en hy was nogal half vasbeslote dat hy nie gaan skuif nie, maar nou hy is toe weg op een af van Jake's ook weg. So ek neem aan dit het maar iets daarmee te doen gehad, maar ek bly om te sien dat Sebastian Klerk spesifiek hy het ook op die Springbok radar en Keegan Johannes het ook besluit om te bly. Is ou soos Johan Goosen daar en natuurlik Andre Pollard daar. Want ek dink vir hom is daar 'n baie groot toekoms op 10. Ek hou nou maar net van hom op 10. Hy's vir my 'n opwindende vooruitsig. Ja, ek dink Johan Ackerman in die afrigtingskorps en die bestuur het hulle vertroue in hom gesit saam met Pollard wat natuurlik ook kom. Goosen, ek dink Goosen is sekerlik ook nog in die speel, né? Jaco van der Walt is weg. Jaco van der Walt by die Cheetahs, ja. Van der Walt is weg en Liam Koen is ook Griekwas toe, so dit was Liam Koen was nou die jong onder 20 speler wat nou kon deurkom. So dis die drie wat hulle vertroue ingesit het. So Willie Leroux kan ook natuurlik daar speel as dit moet. So ja, dis belangrik. Ek dink dis lekker om te sien Pollard is nou by die Bulle. Dit gaan interessant wees. Daar gaan eers as almal gesond bly, gaan daar rugbywedstryd wees wat Pollard teen Sasha gaan speel. Ek sien die Stormers, ek weet nie, mens kan van die publikasies kan mens daarom glo wat op Sondag uitkom nou net aanlyn. Wat spekuleer dat selfs Damien de Allende wil terugkom. So as die Stormers potensieel vir Reinach, vir Sasha en vir Damien op 12 en vir Willemse op 15 het, dan het hulle 'n redelike sterk ek wil nie oor praat nie, Ari. 12, 15. Ek wil dit nie hoor nie.
Maar Nee. maar ek is nog nie daar want Sasha is nog of Damien is nog lankal nie daai handtekening op papier gesit nie, maar wat wel opwindend is daar hier rondom Kersfees voor en na Kersfees of net na Kersfees en net na Nuwejaar is daar 2 wedstryde en as almal gesond bly, gaan dit lekker wees om te sien as Pollard en Ja, Sasha. onthou daai een net na teen Kersfees mekaar uitgestel na Maart toe, né? Hoe het hulle? Ja, die een op belofte is uitgestel na Maart toe. So ek dink die 3 Januarie speel ons teen die Stormers op DHL stadion. En dis daar ja. waar Sasha en Pollard mekaar gaan in die oë kyk. Ja, Dit gaan ja, ek verkies dit, sal 'n lip lekker aflek wedstryd wees daai hoor. Ja, nee, dit gaan hulle ken mekaar en dis 'n ander ding wat van hierdie bok rugby is, die ouens ken mekaar. So maar dit gaan kompeterend wees. So dit is lekker vooruitsig, maar dit is belangrik vir Suid-Afrikaanse rugby dat daai 2 spanne sterk is en wanneer hulle 2 sterk is, dan is die bok rugby ook sterk. So dit is dis belangrik, maar gaan interessant wees hoe hulle te mekaar opweeg, want dit potensieel is dit dalk ook De Wet en Pollard, so De Wet se terugkeer na die Kaapstad stadion. Natuurlik, ek het al vergeet van hom ook. Ja, dit is waar. Ja. Kyk, daai tyd toe Ewen ook terugkom, Ewen en Sia weer op, jy weet, vir die Sharks sal speel op Nieuweland. Ja, nee, kyk. Daar's geen liefde vir iemand wat sy span versaak het nie. Maar in elk geval. Ja, ergens gaan Wilco ook nou weer in 'n streeptrui op beloftes uitdraf. Dit mag dalk ook lastig wees vir hom. Dit is my so trauma. Ek kan nie daaraan dink nie. As ek aan dink, kan raak ek so ongelooflik ontsteld. Kan jy Andrew nie maar 'n groter cheque uitgeskryf het in 'n plaas in Limpopo gekoop het of iets nie. Ek sê. Ja, nou van 'n wynplaas. Maar ons maak 'n plan man. Ek sê koop vir jou jet. Iets is dit. Ek weet. Anyway. Volgende week is my die 3 groot wedstryde van die jaar was Eden Park. En toe ons hom droog maak, toe maak ons reg op Wellington. Toe is dit Frankryk wat ons gewen het. Volgende naweek in Ierland, die ander groot wedstryd van die. Daar's nog nooit in Ierland gewen nie. Ja. Daar's 'n paar scores om te settle. Kom ons noem dit wat dit is nou. Nee, hy is baie gemotiveerd. Ek dink dis waar my ekstra 3 manne gerus het. Maar lekker rugby Saterdag so terloops is All Blacks Engeland en dan ek dink is dit Ierland Australië. Net so vinnig. Ek het dit klaar gesê baie, maar sê gou vir my All Blacks of Engeland, wie dink jy? Engeland kan hulle wen. As iemand hulle kan wen, is dit Engeland. Hulle het laas jaar 24-22 verloor. Naby gewees, maar ek het al daaroor gespot, die wet van gemiddelde glo ek so effens aan. Jy moet nooit vir my sê die ouens het 10, 11, 12, 13 keer in 'n ry gewen nie, maar die Engelse het maar net die afgelope 11 keer een keer gewen. Dit was nou Wêreldbeker semifinaal 2019. Ek dink hulle het laas jaar net verloor, so skepskop probeer aan die einde 24-22. So ek dink Engeland het 'n goeie kans. Ek dink is so beter kans as wat die All Blacks het. Engeland het 'n span wat hulle kan klop. Interessant, hulle het gesê as die All Blacks hierdie Grand Slam wen, al hulle wedstryde op hierdie toer wen, dan het hulle 11 gewen en 2 verloor vir die seisoen, dan is alles vergewe. Daai 2 verlore het teen by Wellington slaan in Argentinië. Ek dink daai skipie gaan sink Saterdag en dan daai All Blacks wil almal na hulle naaltjies kyk. Ek sê nou vir jou. Dat het baie dinkwerk. Ding is nie, alles is nie wel in die All Black land nie. Dis my gevoel. Ek stem saam met jou. Ja, dit gesukkel. Hulle het amper verloor teen Skotland. Ons wil nie te lank praat nie, maar Skotland 17-11 gemaak op 'n stadion met Skotland, 'n baie goeie kans gehad om hulle te klop. So dit was nie so eenvoudig vir en Engeland gaan meer druk op hulle sit. Engeland het 'n beter span. So ja, dit gaan 'n taai ene wees, maar as iemand hulle kan wen in Europa, dan is dit die Engelse. En hulle Engelse is reg vir hulle. So dit gaan interessant wees om te kyk. So ons lekker rugby naweek. Hoorie Ari, dis 'n lekker laat in die aand. Dankie vir dit. Was lekker gesels. Soos altyd, dankie vir my tyd gemaak het. Dankie dat jy my gewag het. So ek sê hierdie dag was besonder rof geweest, maar ek waardeer dit en dis altyd lekker man. Tot volgende keer. Nee, dit is heerlik en ons hou tyd vas daar teen die Italianers. Ons glo hulle kan dit doen.